In vandag se video kyk ons na nog 'n belangrike waarskuwing vanuit die geskiedenis. Hoe propaganda, leuns en ontmensliking gebruik word om gewone mense stadig voor te berei vir konflik en selfs volksmoord. Wanneer mense terugkyk na plekke soos die Bosnian War en Rwandan Genocide, vra baie dieselfde vraag. Hoe kon gewone mense, bure, kollegas en voormalige vriende uiteindelik mekaar begin haat op so 'n vlak? Die antwoord lê nie net in wapens of politiek nie. Dit lê in propaganda. Dan die vrees. Dan die haat. Wanneer mense lank genoeg hoor dat 'n sekere groep gevaarlik of boos is, begin sommige uiteindelik glo dat geweld teen daardie groep geregverdig is. En dit begin gewoonlik met taal, met slagspreuke, met politieke retoriek, met media, met emosionele manipulasie. In Bosnië is mense voortdurend vertel, hulle gaan julle aanval, hulle gaan julle vernietig, hulle is die vyand. Wat opvallend is wanneer 'n mens terugkyk na die oorlog, is dat baie van die dinge waarvoor mense gewaarsku is, uiteindelik deur die ekstremiste self gedoen is. Daarom sê sommige historiese, elke beskuldiging is 'n bekentenis. Met ander woorde, propaganda weerspieël soms die vrese en bedoelings van die mense wat dit versprei. In Bosnië het daardie propaganda ongelooflik diep geloop. Gevangenes het later vertel hoe wagte konstant gelieg en mense emosioneel gemanipuleer het. Sommiges vertel hul families is veilig, terwyl hul geliefdes reeds vermoor is. En selfs na slagtings plaasgevind het, het die propaganda voortgegaan. Eers is slagtings ontken, dan is ander blameer, en later is gesê, ja, dit het gebeur, maar dit is oorlog. Hierdie patroon word oor en oor deur die geskiedenis gesien. Een van die bekendste navorsers oor volksmoord, Gregory Stanton van Genocide Watch, het die 10 stadia van volksmoord ontwikkel. Volgens hom gebeur volksmoord nie oornag nie. Dit ontwikkel stap vir stap. Die eerste fase is klassifikasie, waar mense begin verdeel word in groepe, ons en hulle. Daarna volg simbolisering, waar groepe deur etikette, beskrywings of politieke taal geïdentifiseer word. In die moderne wêreld gebeur dit nie noodwendig meer met armbande of kentekens soos in die verlede nie. Soms gebeur dit deur media, politieke retoriek en selfs sosiale media. In Suid-Afrika sien 'n mens byvoorbeeld hoe terme soos white settlers en kolonialiste op sekere platforms gebruik word om wit Suid-Afrikaners as 'n afsonderlike groep te identifiseer en histories te etiketeer. Die volgende fase is diskriminasie, wanneer sekere groepe geleidelik anders behandel word, polities, sosiaal of ekonomies. Daarna volg ontmensliking, waar mense nie meer as individue gesien word nie, maar as die probleem. In Rwanda is Tutsis kakkerlakke genoem. Dan volg organisasie, waar ekstremistiese groepe, politieke bewegings of selfs staatsinstellings begin mobiliseer en strukture opbou. Daarna kom polarisasie, waar samelewings al meer verdeeld raak en gematigde stemme stilgemaak of geïntimideer word. Dan volg voorbereiding, waar mense begin voorberei vir moontlike konflik, fisies, emosioneel en polities. Daarna vervolging, waar sekere groepe toenemend geblameer, geteiken of uitgesluit word. In die ergste geval lei dit uiteindelik tot uitwissing, die fase waar grootskaalse geweld of massamoord plaasvind. En selfs daarna volg dikwels ontkenning, waar mense probeer om bewyse weg te steek, skuld te verskuif of geskiedenis te herskryf. Die belangrike les vanuit geskiedenis is nie dat elke verdeeldheid noodwendig tot volksmoord lei nie, maar dat samelewings versigtig moet wees wanneer mense al hoe meer volgens groepsidentiteit eerder as individuele menswaardigheid begin beoordeel word.
Die gevaar is dat mense geleidelik gewoond raak aan die taal van haat en verdeeldheid. Dis hoekom propaganda so gevaarlik is. Dit is nie net verkeerde inligting nie. Dis 'n wapen. Vanuit 'n Suid-Afrikaanse perspektief raak hierdie onderwerp baie sensitief. Suid-Afrika het 'n geskiedenis van verdeeldheid, geweld en wantroue. Ras, geskiedenis en ekonomiese ongelykheid bly emosionele onderwerpe. Sommige mense voel sekere politieke retoriek teen minderheidsgroepe raak al hoe gevaarliker. Ander meen historiese ongelykhede word steeds nie voldoende aangespreek nie. Maar ongeag politieke standpunt, bly die les vanuit geskiedenis dieselfde. Wanneer 'n samelewing gewoond raak aan ontmenslikende taal teen enige groep, moet alarmklokke begin lui, want konflik begin selde met oorlog. Dit begin met taal, met propaganda, met die idee dat een groep die bron van alle probleme is. In Suid-Afrika sien baie mense hoe ekonomiese probleme, infrastruktuurkrisisse en korrupsie steeds op apartheid of wit monopoliekapitaal geblameer word. Wanneer kragstasies ineenstort, wanneer spoorlyne verval, wanneer waterstelsels breek, wanneer miljarde gesteel word. Hoe lank kan dieselfde vyandbeeld gebruik word om verantwoordbaarheid te vermy? Propaganda werk die beste wanneer mense kwaad, bang en gefrustreerd is. Dan soek mense iemand om te blameer. In Rwanda was dit die Tutsis. In Bosnië was dit moslems. En baie Suid-Afrikaners voel vandag dat wit Suid-Afrikaners toenemend as simboliese sondebokke uitgebeeld word vir probleme wat baie groter en meer kompleks geword het. Nog 'n belangrike les is dat propaganda nie altyd uit direkte leuns bestaan nie. Soms bestaan dit uit halfwaarhede, soms uit selektiewe geskiedenis, soms uit emosionele manipulasie, soms uit die voortdurende herhaling van dieselfde frases, totdat mense dit as waarheid aanvaar. Bosnië wys hoe vinnig 'n samelewing kan verander, nie oornag nie, stadig, jaar vir jaar, totdat dinge wat vroeër ondenkbaar was, later normaal begin voel. Daarom is dit belangrik dat Suid-Afrikaners leer uit geskiedenis eerder as om dit te herhaal. Deur waaksaam te wees, teen propaganda, teen korrupsie, teen magsmisbruik, teen ontmensliking. En die grootste tragedies in die geskiedenis begin dikwels wanneer gewone mense ophou om mekaar as mense te sien. Ons leef in 'n tyd waar waarheid verdraai, geskiedenis herskryf en mense teen mekaar opgewerk word. Daarom moet ons waaksaam bly, nie net fisies nie, maar geestelik ook. Want uiteindelik is waarheid sterker as propaganda, lig sterker as duisternis, en God bly steeds in beheer van die geskiedenis en die toekoms.